Goeienaand almal. Ek hoop julle het 'n lekker Saterdag gehad en dat julle nou rustig is en vanaand lekker gaan slaap. Ek het vanoggend 'n interessante stelletjie oefening gedoen by CrossFit. Dit was so 'n van kompetisie. Die kompetisie is oor 4 modules, as ek dit nou so akademies kan uitdruk, is dit nou versprei, so elke maand is daar 'n kompetisie en jy en jou maat, julle span saam by elkeen van hierdie 4 Saterdae en ja, dan is dit nou 'n geval van kyk wie wen, wie is die beste. Nou, vanoggend het ek en my partner in crime het ons eerste poging aangewend en dit het nie te vrot gegaan nie, maar ons was nou nie van die bestes nie. Ons was daarmee laaste op die lys nie, maar 'n interessante en 'n heerlike ervaring gewees. Natuurlik, jou 2 spanne gaan saam en dan hulle is mekaar se beoordelaars. Kyk dat al die bewegings korrek uitgevoer word en jy weet dat niemand niks verneuk nie. En dit was nou nogal interessant en baie lekker en een ding van CrossFit wat vir my uitstaan, dat daar is 'n groot element van genot ingebou by baie van die oefeninge, omdat 'n mens moedig mekaar aan en jy weet, cheer 'n bietjie as 'n ou presteer, 'n high five op die end, daai tipe van ding. Maar wanneer dit nou kom, byvoorbeeld soos vanoggend en ook verlede week op Woensdag, wat ons toe nou die soort van net vir die lekkerte, lekker uitstel oefeninge saam doen en ja, dan trek ons nou aan. Byvoorbeeld vandag het ons nou, elke ou kon sy eie tema kies. Nou, my en my partner in crime or in exercise, ons tema was just be lekker. En ons het nou allerhande planne gehad oor wat ons wil aantrek, maar op die ouwe het ons hierdie sokkies aangetrek. Dit was nou ons common denominator gewees. In elk geval, so dit was baie lekker, ek het dit baie geniet, en maar ja, jy raak maar moeg, en jy word gedryf, en jy werk teen die horlosie, maar dit was goed, dit was lekker, en ek sien uit na die volgende deel van die kompetisie. In elk geval, so ek het toe nou Vrydag afskeid geneem. Christus, hier gaap ons alweer. Maar in elk geval hierdie afgelope Vrydag gister afskeid geneem, ag mense, en ja, dit was 'n lekker 3 dae, die kinders was graag, jy weet, hulle graag saam by afgeneem word, so aan, en ek het byvoorbeeld die mooiste ou briefies gekry van die kinders, en natuurlik, ek weet nie hoe hulle geweet het nie, maar meneer se groot liefde is Turkish Delight, en ek het nog hierso 'n sjokoladietjie gekry. Ek adverteer nou nie vir Dairy Milk nie, maar vir Cadbury nie, maar vrek mas oor 'n sjokolade, en baie dierbare ou kindjie wat jare gelede by my klas geneem het, in my geskiedenisklas gesit het, en ook musiek by my gedoen het, het my donderdag kom verras, Rebecca Chen, en Rebecca het vir my die mooiste blomme en die duurste sjokolade omtrent op die mark wat sy kon kry, het sy vir my gebring. Sy sê toe nogal ewe vir my, maar sy het geweet, as die eksamen nou begin, dan gaan sy my dalk nou nie kry by die so maklik in die hande kry nie, maar sy het toe nou bietjie vooruit gedink en
terwyl dit nou nie so ernstig is, het sy my kom besoek gou, want sy het besef, sy het besef, sy kan nog daarom 'n klas bietjie onderbreek, maar nie 'n eksamen toesig nie. En ek het dit verskriklik waardeer, maar dit was so verrassing. Sy is ook nou al besig met haar meestersgraad in psigologie, sielkunde. Ja, en so die naweek toe nou begin. Kom ons steek gou die pakkie op. Julle moet niks sê nie, maar ek is nou besig om hierdie pyp op te steek in hierdie ateljee waar ek dit glad nie mag doen nie. So ek speel nou so 'n bietjie op Afpop se stoep. Geval. Maar ja, so gaan die lewe aan. Ek wil graag vir julle vertel, ek het noudag so geraak aan musiek en van my onderwysers wat vir my baie beteken het in die lewe. En ek het gedink dit sal net regverdig wees as ek nou vanaand vir julle 'n bietjie vertel van die musiek dosente wat ek gehad het. 'n Hele paar wonderlike mense. Helaas al oorlede. En ja, ek wens baie keer ek het die moed gehad om vir hierdie mense te gaan besoek en vir hulle daadwerklik uit my hart uit te sê hoe hulle my beïnvloed het en wat hulle vir my beteken het. Jy weet, as 'n mens 'n student is, jy het nie altyd die insig vir wat om te sê nie. Jy weet, jy gee 'n drukkie, jy gee die blomme en jy soort van draai om en jy maklik jy wegkom. So, ag, heerlikheid, kyk nou ek dink ek stop nie, dit styf genoeg nie. Maar in elk geval, so die eerste persoon wat ek vir u graag wil vertel is Miss Kluwer. Nou, Miss Kluwer sy is daar van die Kluwers, daar van Stellenbosch. Gat. Stellenbosch se Kluwers en ek dink haar broer was in die regswese en so aan. Maar Miss Kluwer was 'n ou jong nooi geweest, maar 'n ou jong nooi met 'n geweldige mensekennis. En sy het my so goed verstaan. Kyk, sy het ook nou geweet wanneer sy nou simpatie moet gee, wanneer dit nou ergens sommer net nonsens is. Miss Kluwer was ook van daai dosente, sy het nie kwaad geword nie. Glad nie. Sy was die rustigheid en die kalmte self, jy kan dit nie glo nie. Maar as sy nou kwaad was, dan sou sy net sê, oh, what nonsense. Ok, dan gaan ons aan. Ja, maar ek sal nooit vergeet nie. Die eerste keer toe ek by Miss Kluwer aankom nou vir my musieklesse, na daai eerste les het ek gedink, ek skop nou op met musiek, want dit gaan my geduld glad nie hou nie, want sy het 'n manier gehad, dat as jy speel, dan probeer sy hierso die soort van die pols bietjie loskry. Want jy weet, as jy nou met 'n stokstywe pols speel, dan klink die musiek ook nou maar so stokstyf. En dit is baie belangrik dat jy 'n ontspanne pols hê, maar jou vingers moet nog steeds stewe werk. Niks met pap wees nie, maar dit is net, daar's 'n buigsaamheid. Want 'n mens kan jouself beseer as jy so stokstyf speel. En Miss Kluwer, sy was konstant besig om soort van die polse en ja, speel dan as Miss Kluwer besig om aan die pols te voel. En
ek dink nogal sy het iets reg gekry by my, want ek het maar 'n gespannenheid oor my gehad wanneer ek speel. En nou ja, toe ek nou by haar begin, toe is dit nou die toonlere, dit is basiese goed. En jy moet jou toonlere nou stadig speel, en jy moet omtrent op elke nootjie moet jy die pols los hou, en nou ja, dit was nou vir jou 'n missie gewees. Maar sy het nooit opgehou nie, net sy elke nou en dan, oh, what nonsense. In elk geval, my een en ander oor Miss Kluwer, sy was 'n baie goeie pianis, en sy het absoluut, as sy daai handjie vir haar so neersit, dan is dit staal. Sy was double jointed, as jy hom los en dan vou, elke vinger vou in enige rigting. So, sy het double jointed gehad, wil ek amper sê, het sy met die korrekte tegniek, het sy dit absoluut onder beheer gekry. So as sy haar hand neergesit het, die vingers, punte het nie omgebuig nie, dit het so netjies gebly. Nee. En ja, dit wys jou net, met konsentrasie kan dinge reghaak, en nadat as jou muscle memory is dit van so 'n aard dat jy die goeders doen jy van self, want jy het dit so ingeoefen. Nou sy was, as ek nou reg verstaan het, sy het in Zurich gaan studeer later van tyd, en toe was sy een van Dino Lipatti, 'n baie beroemde Hongaarse pianis, 'n wonderlike pianis. Ek het van opnames van hom al gehoor, en ek het om die waar te sê 'n plaat van hom, 2 plate van hom. En ja, en ek het besef op die ou en baie van Dino Lipatti se manier van speel, en die sensitiwiteit en die touch, wil ek amper sê, al die goedetjies, dit is die dinge wat sy probeer oordra aan my. Nou, daarmee sê ek nou nie, ek is 'n Dino Lipatti nommer 2 nie, maar ek hoor iets, en ek wil my nou nie self op die skouer klop nie, maar daar is tog, ja, sy het mooi geskawe aan my touché, soos my Hollandse vriende sê, Miss Kluwer. Ek sal haar nooit vergeet nie, sy het altyd vir ons huiskonserte geleer. Dan kan jy nou jou hele program, veral toe ek Studio student was, gaan speel jy jou hele program. Sy nooi 2 of 3, 4 van haar vriendinne, en daar word heerlik kos gemaak, en dan vind die konsert nou plaas. En as die konsert verby is, dan gaan sit ons aan tafel, en dan word daar geëet. Heerlik, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. En in elk geval, ek sal nooit vergeet nie, en so het ek toe nou uiteindelik by Miss Kluwer klaargemaak. En ja, sy is helaas oorlede, en ek het haar nooit gaan besoek nie, maar ons het met mekaar gekorrespondeer. Ek is so 1 of 2 keer nadat ek klaar gesien is, het ek na toe gegaan en gaan. Ek was ook al vroeg getroud toe nou, en toe het ek blomme gevat, proteas, sy was nogal lief vir proteas en die tipe van goed, vir haar gevat, en ons het lang gekorrespondeer, en eendag het die korrespondensie net opgehou. Toe kon sy nie meer nie, en sy is opgeneem in 'n frail care, en eendag het ek vir haar kamer fik gekry, en ek het vir haar gevra, hoe gaan dit met Miss Kluwer? Toe sê sy vir my, as jy haar wil besoek, moet jy vinnig gaan. Dinge staan einde se kante. Nou, ek het helaas nie so ver gekom nie. Daar was nou maar omstandighede wat my verhinder het. Maar ek het 'n baie soft spot vir Miss Kluwer gehad. En ek het net aangenaam herinneringe. Sy was vir my 'n wonderlike klavierdosent. Sy het my verstaan, en ons het vreeslik goed oor die weg gekom. Ek was 5 jaar lank by haar, en was 5 jare te kort. Wens ek kon nog langer aanhou. Dan was haar